Inwoners van Pretoria is bekommerd oor die erge waterbesoedeling van Rietvlei Dam. Die dam wat in die verlede 41 miljoen liter drinkwater per dag aan Pretoria gelewer het en ook 'n watersuiweringsaanleg het, is nou besmet met riool. Volgens rolspelers het die voorsiening van water intussen afgeneem weens die Tshwane Metro se swak onderhoud van watersuiweringsaanlegte en die beskadigde infrastruktuur. Benewens die ekologiese skade, hou die besoedeling ook risiko's vir mense in. Die besoedeling is afkomstig van informele nedersettings in en naby Pretoria, asook watersuiweringswerke in die omgewing wat nie behoorlik werk nie en riool in die dam en riviere stort. Die Rietvlei Dam is 'n baie belangrike gedeelte van Tshwane se watervoorsiening. Op hierdie stadium is dit so tussen 5 en 15% van die totale water word vanuit Rietvlei Dam aan die stad voorsien. Hierdie besoedeling is nie net nadelig vir die natuur, want hier is ook 'n natuurreservaat, maar dit is ook baie sleg vir die suiweringsproses. Hier is ook 'n suiweringsaanleg waar die water gesuiwer moet word en daar is 'n baie hoër konsentrasie van chemikalieë wat gebruik moet word om die suiwering behoorlik te kan doen sodat die water op standaard is vir menslike gebruik. Een van die goed wat my nou kwel, as ons nou neem die besluit wat die uitvoerende komitee onlangs geneem het, om 2 miljard rand aan agterstallige salarisse, terwyl die stad dit nie kan bekostig nie, ons sit met absolute noodsaaklike watertoevoerprobleem in die stad. Dis moes baie beter om die geld aan te wend om vir ons gemeenskap in 'n beter situasie te plaas, as om mense wat reeds goeie salarisse verdien, ook verder die saak te vat en in die hof te gaan dryf, sodat ons nie die begroting of daai 2 miljard rand uit die begroting uit moet haal om noodsaaklike dienste weer eens te benadeel ten koste van 'n paar duisend mense nie. Hier waar ons nou staan is presies waar die inloop is na die Rietvlei Dam toe vanuit die rivier uit. Soos julle kan sien, na hierdie reën lyk dit relatief skoon, maar daar's nog baie skuim en dis alles riool wat in hierdie rivier invloei en dit besoedel nie net hierdie dam nie, dit besoedel ook die grondwater. Hier is 5 boorgate en 5 fonteine in hierdie area wat die dam voed. So dit word ook besoedel en ons moet onthou, hierdie is 'n natuurreservaat, hier is diere hierso wat uit daai einste boorgate uit water kry en by die fonteine suip, hulle word ook benadeel. En as ek so hier staan, hier's vlee, dit ruik nie aangenaam nie, so dis sommer voor die hand liggend, laat die toestande baie swak is. Dankie tog vir die baie reën, dit gee vir ons 'n tydelike verligting, maar binnekort sal dit weer lyk soos wat dit gelyk het 'n week of 2 gelede. Tydens Marula Media se besoek aan die dam was die besoedeling sigbaar. Nare reuke en swak watergehalte was ook opvallend. Verskeie dooie visse is aan die oewer opgemerk en van die visse het ook selfs vergroeisels. Die Vryheidsfront Plus het intussen 'n skrywe aan die burgemeester van die Tshwane Metro en die stadsbestuurder gerig en eis dringende ingryping om die voortdurende besoedeling op te los. Maar die noodkrete bly onbeantwoord. Die party het ook versoek dat 'n taakspan saamgestel word om die herstelproses te versnel. Toerisme, oorde in die omgewing, noodsaaklik dan nou hulle deure moet sluit omdat die visse vrek, omdat die grondwater besoedel word en dis meer. En ons sal nie graag wil hê dit moet hier ook gebeur nie. Ons het al reeds visvrektes opgetel hier in die Rietvlei Dam, maar dit is nog redbaar. Wat doen ons van die provinsie se kant af? Ons het die provinsiale LER vir omgewingsake reeds aan boord om oorsigbesoeke te bring. Ons het die nasionale adjunkminister vir omgewingsake ook al onlangs by Rooiwal gehad. Hier moet 'n ingrype kom. Dit kan nie, hierdie hele situasie kan voor die deur gelê word van munisipaliteite wat nie hulle infrastruktuur in stand hou nie en waarvan hierdie infrastruktuur wat riolering betref al so ver vergaan het dat dit letterlik oorgebou moet word. Dit alles natuurlik is te wyte aan die groot inmigrasie, die inbeweging van mense na Gauteng toe en heel dikwels in die vorm van informele nedersettings. Met ander woorde, daar word nie voorsien vir al die mense wat inbeweeg nie. Ons het ook goeie rede om te glo dat al die eiendomsontwikkelings nie noodwendig wettig is en dat hulle nie die toets van 'n omgewingsimpakstudie sal weerstaan nie. Die Menseregtekommissie het intussen reeds bevind dat die metro nie sy watersuiweringsaanlegte behoorlik in stand hou nie
en dat die riool gevolglik vrylik in riviere en damme vloei. Die Rietvlei Dam, wat in die Rietrivier geleë is een van die riviere. Tshwane het inwoners egter van Deeswijk gevra om nie paniekerig te raak oor die besoedeling in die dam nie. Die metro sê die oorsaak van die besoedeling is afvalwater wat deur die 6 myl spruit stroomaf na die dam vloei. Die metro het inwoners gevra om nie vis te vang of water uit die dam te gebruik nie, terwyl 'n assessering gedoen word. Die assessering sluit omvattende watergehalte toetsing en monitering in. Die metro waarsku dat enige aktiwiteite wat by die dam onderneem word op eie risiko gedoen word.